Julle, die Here is vir ons goed en ons is dankbaar vir reisende genade wat in soveel van ons geliefdes toeskenk wat elke dag so op die paaie is. En daarom is ons verheug om vir Reinken en sy gesin hier te hê en ons kan nie wag vir die eredienstyd wat hy ons ook gaan bedien nie. Vir die res van julle, dis goed om julle te sien. Taneria, baie dankie vir die mooi sangdiens vanoggend. Vir iemand wat nie kan sing nie, is dit ongelooflik om te kan luister hoe mense sing. En ons sien uit na daardie dag waar die Here weer kom, wat ons almal hooplik kan sing, Amen. Kom ons sluit die oë. Liewe Jesus, baie dankie dat ons hier kan wees vanoggend en dis goed om U naam te kan grootmaak. Dis goed om te kan kom op 'n Sabbatoggend en U te kan prys en loof vir dit wat U vir ons gedoen het in die week wat verby is. Vanoggend kom ons nou hier en ons raak rustig. En ons is soekend na U teenwoordigheid. En ons vra U, liewe Heer, om asseblief nou in ons midde te kom, om ons kalm te maak, om ons rustig te maak, om met ons harte te spreek, liewe Heer, en ons meer en meer soos U te maak. Dis my gebed in Jesus naam alleen. Amen. So in die week van gebed het ons gekyk na die sentrale punt van Christendom. Wat dit beteken om geklassifiseer te word as 'n Christen. En dit dog ek wil nou net iets regstel vanoggend hierso. En dit gaan oor heiligmaking. Wanneer ons in ons lewens ons behoefte na Jesus besef en ons afhanklikheid van hom en onsself op ons knieë neerwerp en sê, Here, ek het U nodig in my lewe. Help my. Soos daardie dief van die kruis, word ons in 'n oomblik regverdig verklaar. Amen. Maar wanneer ons dan 'n pad met Jesus stap, anderste as die dief van die kruis. Wanneer ons 'n lewe van daar af voortlewe, noem ons dit heiligmaking. Nou, heiligmaking is net 'n bewys van ons regverdigmaking. Dis nie die metodiek waardeur ons regverdig verklaar word nie. Amen. OK. So wanneer ons 'n Christen lewe begin lewe, gaan ons deur ups en downs gaan, soos die Engelsman sê. Ons gaan baie keer terugval in ons ou gewoontes. Maar die Bybel sê die regverdige val 7 keer en hy staan weer op. Dis in daardie val waar ons lesse leer. Nou skryf Paulus vir ons 'n interessante gedagte in 1 Korintiërs 15 vers 19 en ek wil hê julle moet mooi luister en miskien moet ek in my Bybel ook gaan na 1 Korintiërs 15 vers 19. En Paulus skryf die volgende woorde: As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense. Ja, ek dink dit is 'n skriftuur wat in vandag se Christendom swaar gedra word. Want daar is soveel mense wat net in hierdie lewe vir Christus hoop. Waarvoor hoop hulle? Wat verwag hulle? Jy weet, hierdie Bybel lê gewoonlik so op my dashboard as ek ry. En dit is baie interessant as jy nou toevallig terwyl jy onskuldig is deur 'n speedkop afgetrek word en daar geen skuld in jou te bevinde is nie. En hulle sien hierdie boek dan veral altyd, oh, you're a man of God. En weet julle wat kry jy die meeste keer uit 'n kaartjie uit? As jy vir hulle kan bid. As jy vir hulle kan bid dat hulle die lotto moet wen of ek weet nie wat nie, Maar vir die meeste Christene vandag is hulle hoop net in hierdie lewe op Christus. Nou hoekom skryf Paulus daardie woorde? Hoekom skryf Paulus en hy sê, as ons net in hierdie lewe vir Christus hoop, is ons die ellendigste van alle mense.
Dan hierdie en daarmee kom ons tema dan van vanoggend. Waaroor gaan ons praat? Wat is die Christen se groot hoop? Wat is my en jou hoop? Wat is die uiteinde van dit alles? Kom, julle moet met my gesels, ek wil julle graag die ewige lewe sê vir ons. Ons is spesifiek om by Jesus te wees. Nou wat bring die ewige lewe en om by Jesus te wees? Daar's 'n groot gebeurtenis. Die wederkoms. Jesus kom weer. Sorry, Auntie Cheryl. Jesus kom weer. Dis die groot hoop en dis hoekom Paulus sê, as ons net in hierdie lewe op Christus hoop, is ons die ellendigste van alle mense. Want dit wat Christus vir ons beplan het, en dit wat gaan kom na sy wederkoms, is meer as wat hierdie wêreld kan bied. En net so te loop, aan wie behoort hierdie wêreld? Aan die duiwel, is dit nie so nie. Tans is hierdie sy koninkryk. So ons hoop in Christus is, laat hierdie koninkryk tot 'n einde sal kom. En laat Christus sal kom en 'n koninkryk sal oprig, wat in ewigheid nie vernietig sal word nie. Daardie rots wat kom sonder die toedoen van mense hande. Nou wat is dit met die wederkoms, Jamie, wat vir ons so uitstaan, wat vir ons hoop gee? Wat is dit? Hoekom bring dit vir ons soveel hoop? Julle moet saam praat vanoggend, né? Hierdie is nie 'n preek nie, hierdie is 'n voorprogram. Ja. Okay, oom Jan, maar verlossing van waar ek nou is, waar ek my vertroue op my Skepper sit. Ek weet nie wat alles daarna is nie, maar my vertroue is op my Skepper en hy verlos my van die heilige na die ewige. wie van julle was al opgewonde om iemand te sien? Elke keer wanneer mense op 'n besigheidstrippie gaan of iets gebeur wat jy geskei word van jou geliefdes. En jy's ver van hulle af en alhoewel jy met hulle oor die telefoon kan praat, is dit net nie dieselfde nie, is dit so? Daar is niks anderste, niks beter as daardie fisiese kontak, om fisies in die sitkamer te gaan sit met 'n lekker warm lafenissie of 'n koue lafenissie, hang wat se seisoen dit is, en in die teenwoordigheid van jou geliefde te wees nie. Nou ek en Ariana is baie close. En elke keer wanneer ons geskei word, is daar hierdie diep verlange binne in 'n mens, wat jy nie kan beskryf nie. Elke keer wanneer ek en my kinders van mekaar geskei word, en die man het nou so liefde daar in Pretoria, so hy is meer in Pretoria as wat hy by ons is. Mense het so verlange. En daardie dag wat jy weet, vandag is die dag wat ons herenig gaan word. Is daar iets anders, daar's 'n ander opgewondenheid in jou. Maar daar's ook 'n bekommernis, en wat is daardie bekommernis? Askies hoe? Wie gaan daar wees? Maar die bekommernis is, gaan iets langs die pad gebeur? Gaan daar iets langs die pad gebeur? Laat jy nie weer daardie persoon sien nie. En ek dink hierdie week het ons baie gepraat oor dit wat Christus gedoen het en doen in die lewe van 'n Christen. En ons kan met hom oor die telefoon praat, is dit nie so nie? Ons kan elke dag met hom, die airtime hier is verniet, is gratis. Maar dis nie in daardie sitkamer nie. Dis nie daar in die allerheiligste, waar hy tans vir ons bedien nie. Ons sien uit na daardie dag, wat ons weet, nou is dit hier, ons gaan hom sien. Maar o wee, niks moet langs die pad gebeur nie. Want dan gaan ons dit mis. Dan gaan ons dit mis. Ek kan onthou as 'n seentjie het ek groot geword in 'n huis waar my pa en my ma geskei was, en ons het by my ma gebly en sy was
altyd goed vir ons gewees, maar Alaite het sy pa nodig. En daai kere wat jy weet, pa is op pad. Ons gaan nou vir 'n naweek na hom toe, of vir die vakansie na hom toe, was daar 'n opgewondenheid. En dit is wat die wederkoms vir jou en my moet beteken. Dit is ons hoop. Dit is die volëinding van die evangelie. Dit is daardie wete dat Christus vir ons die prys betaal het. En daarom skryf Paulus hierdie woorde. Hy sê in vers 1 van 1 Korintiërs 15: Broeders, ek maak julle die evangelie bekend. En dis vir die susters ook, hoor. Dis nie net vir die broeders nie. Susters kan ook luister. Wat ek aan julle verkondig het, wat ek ook aangeneem het, waarin julle ook staan, waardeur julle ook gered word, as julle daaraan vashou. Op die wyse waarop dit aan julle verkondig het, of julle moet te vergeefs geglo het, of julle my moet te vergeefs geglo het. Want in die eerste plek, hier is die evangelie. Het ek aan julle oorgelewer wat ek ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het, volgens die skrifte. Dat hy begrawe is. En dat hy op die derde dag opgewek is, volgens die skrifte. En dat hy in Sefas verskyn het, en daaraan in die 12. Daarna het hy verskyn aan die 500 broeders te gelyk, waarvan die meeste nou nog lewe, maar sommige al ontslaap het. Daarna het hy verskyn aan Jakobus, daarna aan al die apostels, en laaste van almal het hy verskyf ook aan my, as die ontydige geborene. Want ek is die geringste van die apostels, wat nie werd is om 'n apostel genoem te word nie, omdat ek die gemeente van God vervolg het, maar deur die genade van God is ek wat ek is. Of dit nou ek of julle is, so spreek ons en so het julle geglo. As dit dan gepreek word dat Christus uit die dode opgewek is, hoe sê sommige onder julle dat daar geen opstanding van die dode is nie? As daar geen opstanding van die dode is nie, is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking te vergeefs. En vergeefs ook julle geloof. En dan word ons valse getuienis van God bevind, omdat ons teen God getuig het dat hy Christus opgewek het. Wat hy nie opgewek het nie, ten minste as die dode nie opgewek word nie. Want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos. En dan is julle nog in sondes. So wat is dit wat die wederkoms so uniek maak? Hebreërs 9 vers 27 sê vir ons, en net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe, en daarna die oordeel, so sal Christus ook, nadat hy eenmaal geoffer is, die sondes van baie wegneem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn, aan die wat hom verwag, tot saligheid. Het julle daardie woordjie gehoor, eenmaal? En soos Christus eenmaal gesterwe het, om die sondes weg te neem, sal hy die tweede keer wanneer hy kom, nie met sonde kom nie. Het Christus sonde gehad? So wie se sonde het hy op hom gehad? My en joune. So daardie teksvers in Hebreërs 9 sê vir ons, wanneer hy weer kom, is daar nie meer sonde nie. Is daar nie meer sonde nie. En hier is ons hoop. Want eerstens die wederkoms verkondig die glorie van God. Die wederkoms is om God te verheerlik. Nou hoe word God verheerlik deur die wederkoms? Kom julle moet saam praat, dis Sabbatskool, né? Kan julle oproep om geskenkies ook te kry. Hoe word God verheerlik deur die wederkoms? Op die volgende manier. Ons dink altyd, daar's 'n manier wat ons onsself kan red.
Ek is beter as Rankin want ek doen dit en Rankin doen dat. Ek ry 'n Land Rover, hy ry nou 'n Toyota. Daarom is hy verlore. Is dit nie hartseer nie? Huh? Maar wie van julle het al by 'n oop graf gestaan? Wie van julle het al gesien dat daai graf oopgaan, daai kus? Min sal dit sien want almal sal hardloop. Wie dink julle kan hulle self uit die graf uit voortbring? Niemand. Romeine 6 vers 23 sê die loon van die sonde is die dood. Klaar. 'n Loon is iets wat jy verdien. Jy het gewerk daarvoor. Die dag wanneer Jesus terugkom en al daardie grafte gaan oopgaan en al daardie geliefdes gaan voortkom waarvan ek en jy dalk een gaan wees. Wat dink julle gaan nou eerste ding op ons gedagtes wees? Just, was daai opsakkaart van my? Nee? Nee, glad nie. Wat gaan jou eerste gedagte wees? Waar is my Jesus? En hoe kom jy daar voort? Soos jy daar aangegaan het, gaan die persoon wat weggeverteer is deur kanker so daar uitkom. Daai ribbebene en nee. Gaan die persoon met die Alzheimer's waar daar ingegaan het, so daar voortgaan of uitkom. Gaan die persoon wat gesterf het op die ryp ouderdom van 104 lyk soos 'n 104-jarige tannie wat daar voortkom. Nee. Die Bybel sê in 'n oogwink gaan ons verander word. En wie van julle kan dit vir julle self doen? Niemand van ons nie. En dis hoe God verheerlik word deur die wederkoms. In 'n oogwink, by die laaste bassein, word die verganklike verander met die onverganklike. Word die sterflike verruil vir die onsterflike. Kom ons uit daardie grafte voort. Nie soos ons daar ingegaan het nie, maar soos God wou gehad het van die begin van die skepping af. Sodat ons in sy beeld sal staan, sodat hy verheerlik sal word. Kan julle daardie sang hoor? Kan julle daardie lofprysing hoor? Kan julle daardie blydskap hoor, wanneer miljoene grafte, ek weet nie, biljoene grafte, hoe nou? Net God weet. Op een slag van ons oopgaan. En daar is niks en niemand meer wat ons wil prys, behalwe ons Skepper nie. Dis ons hoop. Het julle nog daardie hoop? Nee, dit lyk nie so vanoggend nie. Of ek is vervelig, of julle het nie daardie hoop nie. Rankin het julle hom. Wat so hoop bring die wederkoms nog? Wie van julle gaan dit goed mee? Is daar van julle wat op 'n pilletjie of 2 is dalk? Ek sê altyd, is eers na 40 wat jy besef jy het ledemate. Jy staan op en jy besef, ek het 'n rug, hy is hier vanoggend, ek kan hom voel. ek het bene, ek het voel, my arms is seer, my skouers is seer. Gaan dit goed in die wêreld? Ons almal lewe in vrede. Niks nie. Is daar oorlog? Is daar gevalle waar ons hoor dat pa's hulle eie kinders verkrag? Yes. Is daar gevalle wat ons, ek is baie lief vir my vrou, maar een van die verkeerdste dinge wat mens kan doen, om so 'n lang pad langs haar te sit. As sy slaap is dit oké. Maar as sy nuusberigte vir jou begin te lees, né? Dan dalk jou gemoeder is so, want dan lees sy vir my van 'n ma in die Kaap wat haar eie dogter verkoop het vir R20,000 om 'n fiets te kry.
Die wederkoms maak 'n einde aan dit alles. Maar die wederkoms verenig ook ons as geliefdes. Hierdie week het ons gepraat oor God se liefde. En ek lees dan vir ons in 1 Tessalonisense 4 vanaf vers 9. En Paulus wat skryf aan die gemeente in Macedonië. En hier is nie 'n probleem nie. Jy kan dit optel in die skrif. Oor die broederliefde het julle nie nodig dat ons julle skrywe nie. Daar is een gesindheid in die gemeente. Want julle is self deur God geleer om mekaar lief te hê. En julle doen dit ook, al die broeders in die hele Macedonië, maar ons vermaan julle broeders om oorvloediger te wees. Paulus sê, wow, awesome. Wanneer Jamie 'n probleem het, is Wally daar. Daar's broederliefde hier. Maar ek vermaan julle om dit nog in meer oorvloed te doen. Weet julle hoekom? En julle eer daarin te stel om rustig te lewe en julle eie sake te behartig, om met julle eie hande te werk, soos julle beveel het, sodat julle welgevoelig kan wandel teenoor die wat buite is en aan niks behoefte te hê nie. Wanneer daar ware broederliefde in ons is, het ons niks tekort nie. Maar Paulus skryf en hy sê, die verkondiging van die evangelie begin daar, by broederliefde. Maar skielik verander Paulus die rigting waarna hy beweeg, en eintlik nie. Paulus sê, die duiwel is 'n slim ou. In hierdie broederliefde wat julle het, gebeur daar 'n ding. En die duiwel kom en hy slag en hy steel en verwoes. Dan skryf hy, maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie. Dis seker die slegste gevoel om by 'n graf te staan van iemand wat jy oneindig lief het. Paulus sê, daardie verliese wat ons ly, wat so seer maak, moet ons nie weerhou om meer oorvloedig lief te hê nie. En wat doen ek en jy wanneer ons seer kry? Ons bou 'n muur, is dit nie so nie? Ons probeer beskerm. Ons probeer ons eie harte te beskerm, sodat ons nie weer so seer gaan kry nie. Maar hy sê moenie, maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos ander wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdal, met die geroep, met die stem van 'n aartsengel, en met die klank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Wie kom self persoonlik? Jesus. Hy stuur nie die predikant nie, nie die ouderling nie, nie die diakones nie. Hy self kom met die wederkoms. En hy self gaan die grafte oopmaak. En hy self gaan ons roep dat ons by mekaar is. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly saam met hulle in die wolke weggevoer word. Die Here tegemoet die lig in. So sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Geliefdes, ons lewe as Christene moet 'n lewe van bemoediging wees. Vanus. Ons hoop is nie vir hierdie lewe nie.
Ons hoop is vir wat sal kom. Ons hoop is vir die koninkryk wat gaan kom soos 'n klip sonder die toedoen van mense hande. En daarom moet ons mekaar bemoedig dat Jesus kom weer. Hier gaan ons moeilikheid hê. Drama, teëspoed en hartseer. Maar die broederliefde gaan ons toelaat dat ons bemoedig word en mekaar aanmoedig. Sê Jesus kom weer. En ek dink nie u of ek kan ons selfs vir 'n oomblik indink wat God vir ons beplan het nie. Wat gaan hy in die hemel doen? Red Bull op 'n wolkie dryf? Nee. Sal by die voete van Jesus sit en vir ewig die verlossingsplan bestudeer. Want ek en jy kan nie glo dat 'n volmaakte God so lief is vir 'n sondige mensdom soos ons nie. En daarom kan ons vandag net in nederigheid sit en besef, nie een van ons verdien dit nie. Nie een van ons verdien die ewige lewe nie. Dit is net deur genade en genade alleen. En daarom kan ons die Here loof en prys dat ons mekaar het en die manier hoe ons mekaar bemoedig is 'n getuienis van ons erkenning en ons geloof in Jesus dat hy weer kom. Amen. Kom ons sluit die oë. Liewe Jesus, die uitpunt van ons Christelike geloof is die wederkoms. Paulus sê, as ons nie daarin glo nie, dan glo ons nie dat U gesterf het nie, en ons glo nie dat die Vader U opgewek het nie. En ons getuig eintlik teen die Godheid homself dan. En as daardie dinge nie waar is nie, dan is ons die mees ellendigste van alle mense. Maar is daardie geloof wat ons het, dat God die hemel leeg gemaak het, vir my kom sterf het, en op die 3de dag weer opgewek is, en gaan sit het aan die regterhand van God. Waar daar die belofte is, dat U weggaan om vir ons plek te berei. En wanneer U gegaan het, vir ons plek berei het, sal U weer kom, sodat ons kan weet waar U is. En dan sê U, daar waar U is, daar die weg ken ons. En daarom vra U ons, wandel in daardie weg, sodat daar nie iets langs die pad sal gebeur nie. Liewe Here, ek vra vanoggend, dat U 'n nuwe behoefte in ons harte sal skep. 'n Behoefte dat ons met 'n dringendheid sal besef ons afhanklikheid van U, maar ook ons behoefte om by U te wees. Laat ons nêrens anders te sal wil wees nie. Liewe Here, en dat dit weer opnuut die hoop van ons geestelike lewe sal word. Laat ons mekaar daardeur sal bemoedig en sal aanpoor tot hoër hoogtes. Dankie dat U van ons lief is. Dis my gebed in Jesus naam alleen. Amen.